Ons het die afgelope 2 dae bymekaar gekom om spesifiek te gesels oor leierskap. Maar ons het besef dat die woord leierskap so swaar belaai is. Uiteindelik soveel besoedeling. Party mense sien dit as positief, maar party mense het 'n negatiewe konnotasie daaroor. So vir 'n geruime tyd is ek op sigself op soeke en nadenkend om oor leierskap na te dink en so. En ons weet daar is al baie boeke geskryf oor leierskap. En iets in my eie lewe was eintlik wat gekom het van 'n eie stukke uit onsekerheid oor wat word van my verwag as 'n leraar binne 'n makrogemeente of in 'n gemeenskap en hoe kan ek by vandag bydra op 'n effektiewe manier en dit is eintlik gebring vanuit 'n teks uit Romeine 8 waarin ons eintlik as 'n goue draad met hierdie teks deurgewandel het in hierdie laaste 2 dae om vir ons te herinner waarin lê ons identiteit, waarin is ons krag. En daarom is die tema soort van rondom dit dan gebou en gebore om te sê, is 'n in Christus leierskap. En ons het probeer om 'n spanformasie ervaring te skep. So hier was 'n klompie spanne wat bymekaar gekom het en individue wat hopelik iets van die hartklop wat ons ontdek het terugvat na hulle eie omgewings toe en om gemeenskappe en daar waar hulle ook as leiers is van invloed om iets van hierdie Romeine 8 dan te echo van wat dit beteken om in Christus geworteld te wees. En daarom was dit goed vir ons om gister te begin het met Connie Burger, wat juist vanuit sy boek uitgewerk het van wat dit beteken om verbind te wees aan Christus. So dit was ons vertrekpunt, net vir ons in te nooi. Aanvanklik was daar 'n stuk huiwerigheid daaroor, want hoe praat 'n mens oor verbind wees aan Christus en oor leierskap? Pas hierdie 2 temas bymekaar. Ons het ook ontdek langs die pad dat op vandag is Christus die ene wat vir ons die voorbeeld is van wat dit beteken om 'n dienende leier te wees en wat dit beteken om regtig wel ingewortel in hom te wees. Ek neem huis toe 'n wonderlike boodskap wat vir my baie goed oopgemaak het. Dit verduidelik het. Ek dink die eerste was so half wat my die eerste getref het was 'n skok. Dat Connie praat oor die verwaarloosde geloofswerklikhede, die in Christus, die verenig met hom. Toe dink ek, dis sulke sentrale goed wat ons op 'n manier verwaarloos het. Dit het my nogal getref. Daarmee saam toe nou praat oor die ons bediening, dat eintlik is dit Christus se bediening. Wat ons saamwerk. Dit vat so 'n vrag van ons af. Dit het my laat dink aan Genesis, die ritme van die Jode. Hulle dag begin aan die einde. Eerste ding wat hulle doen is die dag begin, hulle gaan eet. Hulle eet van die Here se goedheid en dan gaan slaap hulle. En hulle staan halfpad in die dag op. Dan sê die Here kom werk saam met my. Daar's so rustigheid daar en dit het Connie deur sy aanbieding vir my gehelp en ook Stefan sinne. Die stuk in 'n wêreld waarin ons is, het ook weer so voor my kom staan met Brahms se lesing wat hy gegee het, sy aanbieding. Ons het vanmiddag gesels oor die konteks waarbinne ons leierskap en geestelike leierskap in Christus in Suid-Afrika moet uitleef. En ek het 'n paar sinne gesê oor die konteks en 3 woorde kom by my op: rotte, riool en revolusie. Die rotte wat letterlik aan sommige mense se voete knaag. Die riool wat letterlik deur sommige mense se huise vloei. En dan die 52% mense wat vandag nie weet of hulle vandag 'n bord kos gaan hê in Suid-Afrika nie, wat kan lei tot 'n revolusie. Dis die dramatiese konteks. Meer moorde wat in Suid-Afrika plaasgevind het die laaste 2 jaar as wat mense wat gesterf het in die Gaza-oorlog. Daar het ek net weer besef dat ons nie die kerk is wat al oorwin het nie. Ons is die kerk van die kruis. Ons is daar waar dit stikkend is. En ons moet dit weet. Ons moet dit verreken in ons gemeente wees. En ek het so gedink aan die woorde van Michael Card. Hy het 'n liedjie geskryf oor daar so 'n toxic wave wat so oor almal net stikkend maak. En dan vra hy in die vraag, how can my eyes be dry? En dan die gebed, God grant me the gift of your grieving. En ek het iets daarvan beleef, dat ek begin treur het oor die stikkend waarbinne ons is.
Laastens ek het dit verskriklik geniet, die laaste gesprek gister oor die verandering en hoe verandering soms baie vinniger kom as wat ons dink, anders is wat ons dink. En dat ons die geloofsonderskeidende proses regtig moet bemeester, dat ons by die Here kan hoor, ons moenie ons eie planne volg nie. Dis die goed wat ek huis toe neem.